Kom luister saam na Sielskoffie. Ons almal hou van ons gemakzone. Daar waar jy presies weet wat om te verwag, hoe om op te tree en in jou bekende omgewing te floreer. Die mensdom hou nie van onsekerheid nie. En tog is die hele lewe hier op aarde onseker. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons het net vandag om die beste daarvan te maak. Onsekerheid gaan gewoonlik gepaard met vrees. Vrees omdat ons nie weet nie. Vrees omdat ons nie die onbekende wil betree nie. Want ons weet nie of dit die regte ding is om te doen nie. Die oomblik wat ons vrees beleef, is dit asof ons brein onmiddellik vir ons sê, pas op, hier is gevaar. Maar wat as ek vandag vir jou sê, dat vrees ook goed kan wees? Vrees kan jou aanwakker en dryf om wel die onbekende aan te durf. Dit kan 'n motivering wees wat jou kan lei tot groter hoogtes. Vrees is 'n gevoel wat ons almal van tyd tot tyd beleef. Daarom moet ons onsself afvra, is hierdie vrees wat ek nou beleef goed of sleg? Gooi dit vir my groen ligte of rooi ligte? Goeie vrees is wat jou vorentoe dryf, om die volgende stap te neem tot vooruitgang. Hierdie vrees sal jou altyd as mens laat groei, omdat dit dien as dryfkrag. Veronderstel, jy wil aansoek doen vir daardie bevorderingspos. Maar omdat jy nie genoeg in jouself glo nie, lok dit vrees by jou uit. Dis 'n goeie vrees. Omskep dit in 'n daad om daardie geleentheid aan te gryp en wel 'n aansoek te doen. Want jy sal nooit weet hoe goed jy kan wees as jy nie 'n kans daarop waag nie. Of dalk het jy 'n wonderlike geleentheid om in 'n ander land te kan gaan werk, om vir jou 'n goeie toekoms te verseker. Maar die onbekende rondom die gaan en of jy sal aanpas daar, ontlok vrees in jou. Hoe hanteer jy daardie vrees? In God se woord lees ons in Spreuke 1 van vrees en dat dit goed is en deel van ons lewens moet wees, maar dat vrees met wysheid hanteer moet word. Niemand van ons hou daarvan om bang te wees nie, maar vrees is die enigste ding wat ons as mens beweeg, laat doen en verhoed dat ons stagneer. So, die volgende keer wanneer jy vrees ervaar, raak stil en neem boeke op. Is hierdie vrees goed of sleg? Wat beteken hierdie vrees? En hoe hanteer ek dit met goddelike wysheid? Sodat ek en jy vorentoe kan beweeg en geestelik kan bly groei as kinders van die koning tot ons volle goddelike potensiaal wat hy in ons geplaas het. Tot volgende keer.